Dames en here, weet u hoekom was koning Salomo so slim? Jep, hy het 1000 vrouens gehad. Die wyse koning het een keer gesê, daar is tyd vir alles onder die son. 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterf, 'n tyd om te plant en 'n tyd om te oes. U sien, die lewe het sy eie ritme en ek en jy moet in daai ritme bly. Dis egter taai toffie om aan te kyk. Ons raak paniekerig, ons verloor fokus en ons soek al ewig kort paaie. Maar vandag gaan ek jou oortuig om op te jaag, want voorsitter, alles gebeur op die regte tyd. Eerstens is dit tog so maklik om hysteries en selfs jaloers te raak op iemand anders wat iets vinnig reg kry. Dis net daar van die taai toffie wysheid van koning Salomo inskop, want net so springmielie spring ons almal nie ook op dieselfde tyd nie. Kan jy jou voorstel as dit moes gebeur in 'n pot op jou ma se stoof, die deksel sal teen die dak sit? So, as jou maatjie vir jou ontpop, moet jy liewer maar net eers dink. Sjoe, dis wonderlik. Kyk net wat is moontlik. En op die regte tyd sal ek ook ontpop. In die 2010 boek deur Hazelden Uitgewers, The Gifts of Imperfection, skryf die bekende sielkundige Brené Brown dat almal van ons 'n vooropgestelde idee het van hoe ons lewens moet verloop. Maar sy sê dis beter om net liewer daarvan te vergeet en te aanvaar waar jy nou is. Die oomblik wat ek ophou om my tydlyn met jou te vergelyk, besef ek dat alles eintlik oukei is. Tweedens verloor ons maklik fokus en vergeet waaroor dit eintlik gaan. 'n Hond en 'n olifant het op dieselfde tyd dragtig geword. 3 maande later het die hond al 6 kleintjies gekry. Teen 18 maande het sy al meer as 20 babatjies gehad. Sy vra toe die olifant, is jy seker jy is dragtig? Daar is iets belangriks wat jy moet verstaan, antwoord die olifant kalm. Wat ek dra is nie 'n hondjie nie, dis 'n olifant. En ek gee net elke 2 jaar geboorte. Maar wanneer my baba harveer, gaan die grond vibreer. Wanneer hy verbykom, gaan mense stop en bewondering staar. In die 2021 New York Times topverkoper boek 4000 Weeks, Time Management for Morals, gepubliseer deur Farrar en geskryf deur Oliver Burkeman, navorser van sosiale en sielkundige kwessies, lees ek, die gemiddelde mense leef net ongeveer 4000 weke. Oliver argumenteer dat tradisionele tydbestuurmetodes lei tot meer spanning en minder vervulling. Ons ritmes verskil. Daarom kan ons nie aanvaar dat almal van ons al op 18 moet weet wat ons wil word nie. Net soos dat alle kinders nie op dieselfde tyd begin loop of kruip nie. Dit bring ons dan by die ding wat meeste mense se ritmes breek. Kort paaie. Hoekom moet ek ure aan opstel werk van jou ChatGPT vir my 10 sekondes kan doen? Hoekom moet pappa 'n maande lank die dieet vat wanneer hy net 'n pil kan sit wat sy boepens tjoef tjaf wegvreet? Die probleem is, kortpaaie word doodloopstrate en dan moet jy, net soos 'n Monopoly, terug na die begin toe skuif. Die gewoontes-spesialist James Clear sê in sy 2018 boek Atomic Habits deur Ivory Uitgewers, mens moet dag in en dag uit klein dingetjies doen, sodat jy 'n groot doel kan bereik. Daar is geen sukses in kort paaie nie, is die woorde van 'n leierskap-entrepreneur, Kelly Human, in die 20 Oktober 2024 entrepreneur.com artikel oor doelwitte. Boere plant saad vir maande sonder enige tekens van lewe. Ons kop dit nie, want ons lewe nie in die natuur van die ritme nie. So kom ons luister na koning Salomo en sy 1000 vrouens raad. Daar is tyd vir alles onder die son.
Daarom wil ek nie 'n mieliepad wees wat paniekerig is en die hele tyd spring nie. Ek wil eerder nie 'n hondjieplanne hê nie, maar groot olifantpenis. So behou perspektief en kom ons los net kort paaie, dit mors net tyd. Ons kan stry en beklei dat die spoegspad, maar soos my ma altyd sê, raak vir my rustig, want alles gebeur op die regte tyd.